Ja, loof die Here. Vader, vanmôre weet ons een ding. Die God wat begin het, is die God wat klaarmaak. Die werk wat U en elkeen van ons begin het, U woord sê dit, U sal dit klaarmaak. Dankie dat ons nie hier dobber, soos dobbertjies op 'n see in die Here, maar dat ons weet ons is op pad na 'n ewigheid saam met die koning van alle konings. En my gebed is vanmôre, Here, dat alle vrees sal gaan, alle onsekerheid, alles, elke leuen wat die duiwel wil kom hang vanmôre, Here, wil ons vanmôre kom uitklee in Jesus se naam. En wil ons staan op die woord van God. Here, maklik baie keer dalk om te sing, ons sal in die leeukuil instap, ons sal, maar wanneer dit gebeur, dan weet ons, is onmoontlik, maar met God saam is alles moontlik. Dat ons nooit op onsself sal staatmaak nie, Here, maar dat ons vanmôre opnuut sal besef hoe totaal afhanklik ons van U is. Paulus sê, as ek swak is ek sterk. Nie my eie krag nie, maar die krag van God. Dankie vanmôre, U krag val nooit. U krag sal ons deurdra. Dankie vanmôre, Heilige Vader, dat U Gees ook hierdie woord vanmôre oopmaak, laat diep sny, die swaard van die woord, skeiding maak tussen twyfel en geloof, tussen wonder en weet, tussen dalk en verseker, dat ons in hierdie dag God net sal verheerlik, dat ons net sal verstom staan oor die grootheid van die Here, en dat U, Here God, in alles net vereer word. En ons dankie vir dit in die kosbare naam van Jesus. Amen. Glory. Ja, loof die Here. Baie moeilike woord wat die Here vir my gee, die oordeele van God. En ek sê, Here, ons lees dit in die woord en die Here sê, waarsku julle, my oordeele kom. Maar verskriklik om te val in die hand van 'n lewende God. Jy sien, om gereed te wees vir die oordeele is nie vir jou en vir my vanmôre nie, om te ontsnap van die oordeele is vir jou en vir my. Ek is nie van plan om hier te wees as God se oordeele kom. O, Here, help ons. Party van ons dink ons is braaf, ons gaan hom deurstaan, maar ons sal sien. Paar dinge vandag vir die uitlig. Groot dinge besig om te gebeur. Liefie, sit vir my asseblief daai skermpie op. Sy. Die Abrahamic Accords van vrede, waarmee ek dink 5 ure gelede het hulle begin om dit te teken. So skry jy by 6-7 uur ons tyd, 5 uur vanmôre. Wil jy moet 'n bietjie oplet wat staan op daai prentjie. Onthou, dis dieselfde prentjie van Christus met die disippels. Wil jy moet kyk aan Trump se linkerkant 5 ouens en Trump se regterkant 7 ouens. Jesus se foto 5 aan die linkerkant, 7 aan die regterkant. Die eerste ou aan die linkerkant van Trump was Judas. Eerste ou aan Trump se kant Netanyahu. Baie interessant. Wat sê die woord van die Here vir ons? Ons moet die tekens dophou. Ons moet nie in die slaap gevang word nie. So, hier kom 'n ding van, ons gaan 'n vredesverbond teken reg oor die wêreld en hulle gaan dit regkry. Natuurlik gaan hulle dit regkry.
Want die woord van die Here sê, daar gaan vrede kom op die aarde, en dan gaan die anti-kris opstaan, want dit vals vrede. Wat vir my baie kommerwekkend is van hierdie prentjie is die feit, die ouens wie se gesigte daar is, dank die Here, Ramaphosa is nie daar nie. Want dan was dit 'n swart en wit prentjie. Skus, ek moes dit inkry. Trump het by die NATO-lande gaan praat hierdie week. Ek weet nie waar kry die ou al hierdie energie nie. Maar liewe aarde, hy's elke oomblik is hy op die nuus, hy's besig om te praat. En by die NATO-lande het die ouens van NATO vir hom gesê, papa. Jy sien, jy moet nie net kyk om te kyk, jy moet luister om te luister. En jy moet luister om te sien, jy moet kyk om te sien. Hoekom noem hulle hom Vader? Laat jou kop hardloop oor hierdie ding. Groot opstande, die bekleierery, natuurlik Iran is nie baie maklik nie. Iran reken hulle het 'n groot slag geslaan. Die tragiese is, Iran is besig met die grootste kernwapens moontlik denkbaar. En hulle die wêreld gevlous deur 'n paar bomme op Israel te gooi en 'n paar bomme op hulle bure te gooi. Maar ek wil vir julle sê, dis ou stok wat hulle van ontslaag geraak het. Daai ons het die beste wapentuig wat ons nog mee gaan geskok word. Maar ons is nie veronderstel om hier te wees nie. As die kernwapens kom, wat ek lees, die vlees gaan van julle liggame afverteer word, behoort ons nie hier te wees nie. Maar vanmôre is my vraag, is jy regtig gereed? Is jy regtig reg om voor die koning van alle konings te kan verskyn? Erdogan van Turkye, hy dreig, hy is bietjie nie lekker in sy kop nie. Hy so iets soos 'n rooi kappie hierdie kant. Kenia, baie groot opstand in Kenia, Ethiopië, Sudan, China is besig met vloede. Hier's groot dinge aan die gebeur. Engeland is op 'n mespunt met alles wat besig is om daar te gebeur. Hier in ons eie land groot stories. Ek sien in Kanada sê hulle dis tyd vir die een wêreldorde nou om op te staan. Hulle beplan dit vir oor 2-3 jaar, maar hulle praat klaar daarvan. Hier by ons, die GNU met hierdie ANC regering, alles is besig om die mekaar te raak, en natuurlik Ramaphosa, hy dink, hy stramp, hy hire en fire skielik. Dit gaan vir ons almal baie slegte gevolge in ons eie land hê. Want steenhuisen is te lig. Skus. Bietjie politiek, maar ek moet dit vir jou noem. En die ANC regering is besig om besluite te neem wat hulle dink hulle mag maar net doen. Hulle gaan dit doen en daar is nie meer keer aan hierdie ding nie. Hier's nie brieke nie. En hier's dinge wat gaan gebeur in ons land. Onthou net bietjie vanmôre een ding. Die laaste 2 goed wat ek wil noem. Ons sit met 25 miljoen monde wat gevoer moet word uit die belastinggader se sak uit. Geen land kan dit oorleef nie. Dis onmoontlik. En dan die tragiese van alles, Israel en Palestynë wil 'n staat word. Dit is totaal teen God se woord. Jy sien net en jou praat in die een dag so en die ander dag praat hy ook anderster. So, wat is aan die kom? Daniël 9 kom, hy sê in vers 27. En hy sal 1 week lank met 'n baie sterk verbond sluit en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou en op die vleuel van gruwel sal daar 'n verwoester wees en wel tot aan die einde van tyd en wat vasbesluit is sal oor wat woes is uitgestort word. Goed, ek gaan net in kort praat. Daniël kom in hoofstuk 9 en hy praat van die 70 jaar weke. Ons is besig om in die laaste een in te gaan. Hy praat van 'n tydperk dat daar gaan 'n vrede kom. Hulle gaan in die tempel ingaan. Hulle gaan in die tempel aanbid. Hulle gaan in die tempel
offer bring en die tyd is hier. Dis hier besig om voor ons oë af te speel. En dan in die middel van hierdie 3,5 jaar gaan die anti-kris opstaan, sê ek is God. Hy gaan al die offers stop en hy gaan sê, right, nou gaan julle neerval, julle gaan my aanbid. So wie is die anti-kris? Gaan ek en jy weet? Nee. Gaan hy kom uit Israel? Nee. Gaan hy kom uit die moslimlande? Nee. Hy gaan kom uit Europa. Verseker. Hy kan nie uit 'n ander land uitkom nie. So baie ouens stry. Jy sien daar's 'n gestryery oor alles in die wêreld, behalwe oor is jou saak reg met God. Want as jy met 'n ou praat oor sy saak, ek het my kerk. Moenie met my oor hierdie goed praat nie. Vanmôre gee ek vir jou 'n ongelooflike waarskuwing van dit wat oor die aarde gaan kom. En as dit dan vanmôre gaan maak dat die hel se vuur in jou boude brand, dat jy bang is om verlore te gaan, dan slaag ons. Want dis wat met die Jode al die eeue gebeur het, deur al die jare, wanneer hulle nie geluister het nie, het God oordeele gebring. Maar ek wil vir jou sê, as hierdie oordeele van God gaan neerdal op hierdie aarde en jy het agtergebly met die wegraping. Ek kan nie dink ek gaan met jou simpatie nie. Ek gaan dalk vir jou skreeu hoe stupid was jy. Want ons ken die woord. Ons het al die tekens. Ons weet wat die Here vir ons in sy woord sê. Openbaring kom, hy sê in hoofstuk 14 vers 6. En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlug met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies, stamme, tale, volke. As ek nie vanmôre waarsku nie, is ek skuldig voor God. As ek nie vanmôre vermaan nie, kan jy op 'n dag jou vinger na my wys en jy kan sê, maar hy het my nooit gewaarsku nie. Daarom kan ek nie op 'n kansel staan vanmôre en jou paai en jou mooi praat en mooi stories gee en vir jou sê, weet jy wat, ja, jy het ja gesê vir Jesus, jy's op pad hemel toe. Dis 'n leuen uit die hel uit. Maar daar's 'n pad wat jy moet loop. Daar's 'n pad van gehoorsaamheid. Daar's 'n pad van oorwinning. Daar's 'n hartstryd volgens Jesus se woord om in te kom, in te gaan in die koninkryk van God. Hy sê in vers 7, en hy het met 'n groot stem gesê, vrees God, gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom, wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Hoor net wat sê hy daar, vrees God en gee hom eer. Ek het hierdie week by 'n plek gekom in my lewe wat ek vir Here gesê het, Wilbur Smith of Paul Wilbur, ekskuus, hy sing, hy sê Moses went to the mountain top, sê ek, Here, ek verby daai stadium, ek wil nie op 'n berg kom nie, ek wil U sien. Ek wil die heerlikheid sien, ek wil die godheid sien, ek wil die grootheid ervaar. Ek is moeg vir die stories van wat hulle gesing en gesê het. Ek wil U beleef soos nog nooit in my lewe nie. Ek soek hierdie deurbrake. Hy sê daar die vrees, gee hom heerlikheid, want sy oordeele is aan die kom. Kerk, ons is verdomp aan die slaap. Ons sit in 'n doodslaap en ons dink alles is oukei. Dit gaan nie nog gou gebeur nie. Sy koms is nog ver. Kyk na die tekens. Kyk na die wêreldleier op hierdie stadium wat sit met omringde ouens, presies dieselfde getal as die disippels om Jesus se tafel. En wat het daar gebeur? Wat het gebeur die dag? Wat het gebeur die aand toe hy gesê het, julle almal gaan my aanstoot neem? Wat het gebeur? Hulle almal het hom verraai. As jou moeilikheid kom, wil ek hoor of jou mond nog so groot is. Jy sal in die leeukuil saam met hom instap. Jy moet seker maak, jy lieg nie vir jouself. Jy moet seker maak, jy sal saam met hom in hy leeukuil instap. Hier gaan dit nog nie moeilik nie. Hier gaan dit nog baie goed. Hier gaan dit nog eintlik hopeloos te goed. Maar die woord van die Here sê skielik. Skielik kom die angs. Hy sê vers 8, en 'n ander engel het gevolg en gesê, geval het Babylon die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery. En die hele wêreld gaan maar saam met die stroom.
Ons ploeter aan. Ons gaan maar net saam. Daar's nie vrees van die Here nie. Hy sê vers 9 in 'n derde engel, het hulle gevolg met 'n groot stem gesê, as iemand die dier in sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorhoof het of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God wat, luister, ongemeng ingeskink is in die beker van God se toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swaal voor die heilige engele en voor die lam. Ek sal nie die chip vat nie. Jy's halfpad in hom in. Almal van ons wat hier sit vanmôre. Ons het almal ons selfone. Jy agtergekom, jy kan niks sonder hom doen. Jy agtergekom, jy gaan binnekort net met hom betaal. Het jy agtergekom, jy gaan binnekort sonder jou selfoon uitgeskakel wees. En wat sal ek en jy doen om daai selfoon te kry? Alles. Alles. Want die Here weet, die dag sal vir jou sê, meneer, mevrou, jy kan nie meer 'n brood koop nie. Wat gaan jy sê? Dan koop ek hom nie. Talk is cheap, ouens. Ons is halfpad in hierdie merk in, en onthou, Elon Musk is die voorloper van die chip. Klaar. Maak nie sê wie wat sê nie, hy is die rykste man op aarde. Hy is die voorloper met die chip. Die chip kom. Maar weet jy wat is die voordeel van môre? Ons het dalk nog die selfoon, ons het dalk nog die toegang tot die tegnologie. Maar weet jy wat, wil ek vanmôre vir jou sê, as jy die chip gaan hier kry, het jy agtergebly. Want die chip kom nie vir die kinders van die Here nie. Hy vat ons weg. Dis wat my woord sê. Hy sê in vers 11, en die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, hulle dag en nag geen rus nie, hulle wat die dier sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang. Geen rus, dag en nag, gepynig. Het julle gelees wat gebeur, toe Jesus sê, daar in die stad waar ons is, die kinders van die Here, en ons kom op die Sabbat by mekaar, en ons gaan aanbid, ons regeer oor die wêreld, vir 1000 jaar. Het julle gelees wat gebeur? Kom ons sê dit wanneer die kerk by Aggeus Emanuel vanmôre uitkom, buitekant lê die ouens wat brand. Staan in my Bybel. En dit gaan die kinders van die Here herinner aan die ongehoorsaamheid, die koppigheid, dat hulle die Here nie voluit wou dien nie. Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. En ek het 'n stem in die hemel aan my hoor sê, skryf, salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe, ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hulle arbeid en hulle werke volg met hulle. So die ouens wat dood is, salig. Hulle in Christus is, hulle wag vir die opstanding, hulle wag vir die stem wat sê, kom op. Die woord sê, as die grafte oopgaan, sal ons wat in die lewe hier is, oorgebly, saam met hulle weggevoer word, Christus tegemoet in die lig. Maar as ons vanmôre regtig gereed, want ons kom nou bietjie na die nitty-gritty toe, ons gaan daarna Openbaring 15 toe, vers 1. En ek het 'n ander teken in die hemel gesien, groot en wonderlik, 7 engele met die 7 laaste pla, want daarmee is die grimmigheid van God voleindig. Vers 2 sê, en ek het gesien iets soos 'n glas van see, gemeng met vuur, en die oorwinnaars oor die dier en oor sy beeld en oor sy teken, oor die getal van sy naam, het ek by die see van glas sien staan met sieters van God. Besig om wat te doen? God te loof. Is 'n ander kategorie, ek het nie die merk nie, ek is buitekant hierdie hele milieu van hier waar jy gemerk is op die aarde. En hoor wat sê hy, en hulle het die lied gesing van Moses, die diensknegt van God, en die lied van die lam en gesê, groot en wonderlik is die werke Here God, almagtige, regverdig en waaragtig is u wee, o koning van die heiliges.
Hy word net besing met regverdigheid. Niemand gaan in die hel beland en sê, God was onregverdig nie. Na hierdie môre gaan jy ook nie kan sê ek nie geweet nie. Want hierdie woord sal teen jou getuig. Want jy sal vanmôre die woord hoor, wat uit die woord van die Here uitkom. Wie sal u nie vrees nie, Here, en u naam nie verheerlik nie, want u alleen is heilig, want al die nasies sal kom en voor u aanbid, omdat u regverdige dade openbaar geword het. Wie sal God nie vrees nie? Wat moet met jou vanmôre gebeur, voor jy God vrees? Maldonado het hierdie week 'n baie groot ding gesê. En ek sê vir my vrou, kyk hoe oud het hierdie ou geword. Maldonado het jare terug sy hande op my gelê. Daar in Oos-London. Het verby my geloop en het omgedraai, sê double portion of anointing. Maldonado, Billy Crown, almal ouens wat sê, if they don't feel the hell on earth, they will feel it when they land there. En die probleem, nou kom dit na ons toe. Wat doen ek en jy omtrent dit? Ag, weet jy, ek sal kerk toe gaan as ek wil. Ek sal die Here dien soos ek wil. Ek sal dit doen op my manier. Ek sal soos ou Frank Sinatra met my botteltjie whisky kus toe gaan. 'n Lafenis vir die pad kry. Kom ons gaan na Openbaring 16 toe. Ek het 'n groot stem uit die tempel van die 7 engele hoor, aan die 7 engele hoor sê, gaan gooi die skale van die grimmigheid van God op die aarde uit. Weet julle wat sê dit? God het gesê, ek het klaar gepraat. As jy 'n goeie pa is vanmôre, en jy het op jou kind op 'n 3de keer gesê, nou het ek klaar gepraat. En jy praat 'n 4de keer, is jy nou goed. Ek het baie keer vir my kinders gesê, as 'n hond jou byt, by jou gatvelle trek. En toe die hond my kind byt, toe trek die gatvelle. Want ek het jou mos gewaarsku. En toe ek klaar die slag gegee het, toe het ek getroos. Maar jy sien, ons is in 'n wêreld vasgevang, waar dit gaan oor menseregte. Dit gaan oor, ek wil gepaai word, ek wil vertroetel word, ek wil hoor, ek is nie so bad nie, ek is eintlik heeltemal okay. Maar hier kom God se toorn, sy grimmigheid, wat op die aarde uitgegiet gaan word, en hoor wat gebeur. Toe gaan die eerste een weg. En hy gooi sy skaal op die aarde uit, en kwaai en bose swere het aan die mense gekom wat die merk van die dier gehad en sy beeld aanbid het. Ouens, as jy hier is, het jy nie 'n verhouding met hom nie. As jy hier is, as dit gebeur, het jy die wegraping totaal gemis. Wat het gebeur in die woestyn toe hulle die merke gekry het, toe die bose swere gekom het? Kan julle onthou? Het hulle nie 'n slang opgesit nie. Moes almal nie kyk na die slang nie. Hierdie keer is daar niks. Niks. Want as hierdie goed kom, sê God, dis jou verdiende loon. Wat jy sien na die wegraping, is die kanse vir jou en vir my om gered te word. Bitterskrap. Wat as jy hom nie wil dien, terwyl dit gunstig is nie, wat gaan maak dat jy hom dan wil dien? Hy sê in vers 3, en die tweede engel het sy skaal op die see uitgegooi, en dit het bloed geword, soos van 'n dooie, en al die lewende wesens in die see het gesterwe. Moses se tyd, selfde ding, presies dieselfde. Maar wat doen die towenaars? Hulle kom druk ook hulle stokkies in die water en dit word weer oukei. Hierdie keer is daar nie 'n sangoma wat jou help, of 'n towenaar, of 'n wie nie.
of jou dominee, of jou pastoor, of niemand nie, of jou man, of jou vrou, of niemand nie, jy sal bloed drink. Die derde engel het sy skal uitgegooi op die riviere en op die waterfonteine, dit het bloed geword. So jou botteltjie water wat jy daar in die yskas geberg het, glo my, gaan bloed wees. As jy agtergebly het. En ek het die engel van die waters hoor sê, regverdig, Here, is u wat is en wat was, u die heilige, omdat u hierdie oordeel uitgevoer het. Hoekom? Want hulle het die bloed van heiliges en profete vergiet en u het aan hulle bloed gegee om te drink, wat hulle verdien het. Hoe hard is jou hart nog vanmôre? Hoe hard is jou hart nog vanmôre? Hoe lank gaan jy nog weier om die knie te buig? Hoe lank gaan jy nog weier om God te vrees? Hoe lank gaan jy nog weier om jou eie kop te volg? En ek het ander een uit die altaar hoor sê, ja, Here God, almagtige, waaragtig en regverdig is die oordeele. Dan vers 8, die vierde engel het sy skal op die son uitgegooi en daarin het dit gegee om die mense met vuur te skroei. Ons dink ons ken dit en ons ken niks. En dan sê in die volgende vers, en die mense is geskroei met 'n groot hitte en hulle het die naam van God gelaster wat mag het oor hierdie pla en het hulle nie bekeer om hom heerlikheid te gee nie. Die hitte van die son gaan jy nêrens voor kan wegkruip nie. Nêrens. Ek onthou Willie Sanders het jare gelede gesê, toe hy hardloop in daai drom, daai ontploffing waar hy so gebrand het, toe skree een van sy werkers, my God, sy oë ook van die hitte. Wat dink julle gaan hierdie aarde tref? Hy sê in die volgende vers, 5 engele het sy skal uitgegooi op die troon van die dier en sy koninkryk is verduister en hulle het hulle tonge gekou van pyn. Maar kyk wat doen hulle. En hulle het die God van die hemel gelaster oor hulle pyne en oor hulle swere en het hulle nie bekeer van hulle werke nie. Wat is die kans dat ek en jy gaan bekeer na die weggraf? Ek dink dit word al hoe minder. Want hulle laster God. Jy moet iemand blameer. Jy moet iemand vloek as alles verkeerd gaan. So wie is die maklikste en die beste? God. Dis sy skuld. Kyk dan wat doen hy. En die 6de engel het sy skal uitgegooi op die groot rivier, die Eufraat, sy water het opgedroog, sodat die pad van die konings wat van die ooste afkom, reggemaak kan word. Die koning van die ooste. Hier kom hulle. Hier kom China. Hier kom hierdie groot ding. Hier is soveel ouens met vals leerstellings wat sê, die Eufraat het klaar opgedroog, man, gaan kyk net op jou Google News, hy het nie. Hy het nie. Hy sê, en ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet 3 onrein geeste soos parasien kom. Jy sien, die onrein geeste is klaar losgelaat, maar hulle is besig om verwoesting te saai oor die hele aarde, want hy sê vers 14, want dit is geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God. En hulle is klaar besig om die konings te versamel. Jy het jou 10 konings, hoor hierdie stupid ding wat ek nou net dag hoor. Die Trump van Donald Trump se kuifie is, hy is die hoof, wat noem hulle die ding, horingkie vir wat die ander 10 gaan uitstoot. En mense val vir dit. God is besig om die eindtyd dinge totaal in vervulling te laat gaan. En God is vanmôre besig om ons te waarsku. Wees gereed. Want hierdie dag van verskrikking kom skielik. Kom baie skielik.
Ek kom soos 'n dief, salig sy wat waak sy klere bewaar, sodat hy nie miskien raak rondloop hulle sy skaamte sien nie. En hulle het hul versamel op die plek wat in Hebreëus genoem word Armageddon. En dan sê die sewende engel het sy skaal uitgegooi in die lug. 'n Groot stem het uit die tempel van die hemel gekom, van die troon af, wat gesê het: hierdie maak my bang. Dit is verby. Wat is nou verby? God sê my genade verby. God sê, ek gaan nie meer die deur oopmaak nie. God sê vir daai maagde bly maar buitekant. God sê vir jou wat die skyn van heiligmaking gehad het, die plek vir jou. God sê jou lampie wat jy nooit wou volmaak nie, sal nooit weer volgemaak kan word nie. Dit is verby. Dit is verby. En daar het stemme gekom met donderslaan, bliksemstrale, en daar het 'n groot aardbewing gekom. Luister wat sê, soos daar nog nie gewees het vandat die mense op die aarde was nie. So groot, gewellige groot aardbewing. En die groot stad is in 3 dele verdeel, en die stede van die nasies, al die stede het geval, en die groot Babylon is in gedagtenis gebring voor God, om haar te gee, die beker met die wyn van die grimmigheid van God se toorn. Al die nasies het geval. Al die geboue het in mekaar geval. En asof dit nie skrikwekkend genoeg is nie, hoeps, kyk wat sê in vers 20. En alle eilande het gevlug, en die berge was daar nie meer nie. Elke eiland het gegaan, die berge het gesing. God gaan alles vernietig. Alles voor 'n nuwe hemel, nuwe aarde. En groot haal omtrent 'n talent swaar het uit die hemel op die mense geval. En weer eens het die mense God gelaster oor die plaag van die haal, omdat sy plaag ontsettend groot was. 50 kilogram blokke haal. Dis 'n talent. So jy wat 50 kilogram weeg vanmôre, net meer soliede ys. Waar hy val, vernietig hy. Waar hy val, maak hy totaal dood. Waar hy val, is daar niks verder oor nie. Verskriklik om te val in die hande van 'n lewende God. O Here, maar ek is op my paadjie, ek ry die gospeltrein, ek gaan. Jy het een helse se prys. Ons gaan nou kom by rede hoekom jy dit dalk nie gaan maak nie. Spreuke kom in hoofstuk 29, ek dink. 27, dankie liefie. Yster slyp yster. So slyp die een mens die persoon van die ander. Weet julle wat's besig om te gebeur? Mense is oor die wêreld heen besig om mense te verlei. Met misleiding. Daar staan ons op groot kansels, groot kerke, doen nie sondaarsgebed, jy's fyn, jy's op pad hemel toe, jy het klaar die liewe Jesus gebedjie gedoen. Jy's veilig. Dalk sit nog van julle vanmôre hier wat sê, "Wel, ek het hom ingenooi." Hoopie. Beteken sover nie veel nie. Want jy sien, yster slyp yster, so slyp die een mens, die persoon van die ander. Ek en jy's vanmôre veronderstel om mekaar te slyp. En as jy iets doen wat ek nie van hou nie, dan sê ek dit vir jou. En dan weet ek wat doen jy, want hy's mos die pastoor, ek ruk my op. Dan kom jy in die kerkie, want hy het mos nou weer dit gesê. Jy sal geslyp word, en dank God, hy laat jou slyp, terwyl daar nog 'n genadeuur is. Hy sê in vers 18, wie 'n vyeboom oppas, sal sy vrugte eet, en
En hy wat vir sy Heer sorg, sal geëer word. Verstaan jy die vers? Kom ek vat jou gou terug. Wie 'n vyeboom oppas. Jesus kom met die vyeboom en hy vervloek hom. Hy sê, niemand sal ooit weer van jou vrugte eet nie. Wat is jy besig om te doen met die vrug van die Gees? Wat is jy vanmôre besig om te doen met die vyeboom wat God in jou lewe geplaas het? Want die tweede gedeelte, hy sê hy wat vir sy Heer sorg, sal geëer word. Jy wat die wil van God doen, sal geëer word. Jou werke gaan jou volg. Dan gaan 'n dag wees wat die boeke oopgemaak gaan word, wat God vir jou gaan sê, wat het jy gedoen met die klein flipping bietjie talent wat ek jou gegee het? Want Here, ek is mos stupid. Ek het net so 'n klein talentjie, ek kan niks vir u doen nie. Jy's besig om jou God in die gesig te slaan, want die een talent wat hy vir jou gegee het jy gaan begrawe. Omdat jy te bang is om uit te staan vir hom. En dan as iemand vir jou iets sê, ruk jy jou in 'n krul. Hier vanmôre voel ek kan vloek so matroos. En dan moet ek weer gaan bely, so ek sal. Daai talent wat God vir jou gee, waarom begrawe jy hom elke keer? Hy sê die dag toe roep hy hulle, toe sê hy ek het in jou soveel en in jou soveel. En hier kom hierdie ou en ek wil nie jy moet dit vanmôre hoor. Hy sê Here, ek het geweet u is 'n streng man. U maai waar u nie gesaai het nie. Daarom het ek my talent gaan begrawe. Wat sê God vir hom? Jou slegte leie dienskneg. Jy's useless. Want ek het iets van myself in jou gesit. En dit het jy ook gaan begrawe. Jy het 'n pity party gaan hou, jy het jouself gaan insit in 'n gat van bejammering en gesê, ek beteken niks. En jy sê vir God, u beteken niks. Selfe beginsel. Salomo was baie slim toe hierdie gesê het. Wie 'n vyeboom oppas, sal sy vrugte dra. Jy sal dit eet. Van die vrug van jou mond sal jy lewe. Wat kom uit jou mond uit? Is ons gereed? Ek sluit af met Handelinge 20 vers 24. Maar ek bekommer my glad nie. Ouens, ek wil hê jy moet vanmôre hier kom. Ek bekommer my glad nie. Ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie. Sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring. En die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie. Hoe kragtig is jou getuienis? Hoekom het jy 'n mond gekry? Hoekom het jy 2 ore gekry? Hoekom is God so goed om vir ons 'n mond te gee? Natuurlik om hom te verheerlik. Altyd. Maar om te getuig. Nee, dis nie my piece nie. Daar is niks met my uit te doen nie. Daar is niks nie. Maar weet jy, hoekom kan jy nie getuig nie? Want die snert wat uit jou mond uitkom. Enige plek waar jy instap, waar jy by mense inkom, is hulle al so gewoond, jy's so negatief, jy praat net dood, jy praat net negatief, jy praat net alles wat verkeerd is, en dan kan niemand na jou getuienis luister nie, want jy's 'n kermkous. Want jou God het nie vir jou die oorwinning gegee nie. En nou kom Paulus, hy sê, ek ag nie my lewe nie. Ouens, ons is so gestel om lang te lewe en horing oud te word. Want ons is te bang om dood te gaan.
Want ons weet ons wil nie doodgaan nie, want ons weet ons is nie reg nie. Stry met my. Die oomblik as hy in 'n hospitaal beland, ontmoet ek persoonlik die heiligste mense op aarde. Die Here. Maar my magtig voor hy in die hospitaal beland het, was die nie daar nie. Ouens, ons orde is verkeerd. Hoor net my hart vanmôre. Ons orde is verkeerd. Jesus het alles gegee vir jou en vir my. Maar wat wil jy vir hom teruggee? Woede, kwaad praat? Want as die goed verkeerd gaan in jou lewe, waar's God? Hoekom laat hy dit toe? Hoe kan hy dit in my lewe doen? Ek het 'n uitgangspunt in my lewe. Sou God besluit, wat ook al in my lewe gebeur, wat ook al van hom my moet tref, is my gebed, dat ek hom net sal verheerlik. Dat ek selfs die dag op my sterfbed nie na hom 'n vinger sal wys. Dat ek hom net sal verheerlik. Jy sien, maar wat is die geheim? Paulus sê, ek ag my lewe vir myself nie dierbaar nie. En julle weet wat, die probleem van die kerk, ons is te lief vir onsself. Heel ou. Wil jy ek en jy so raai? Ons kan nou nie ure voor die spieël staan, want ons het nie hare nie. Maar ek is seker daar's manne wat staan met hairdraaiers en hairblou. En vroulief kom hier agter en hy tik hom so bietjie so in plek en as hy klaar is, dan gaan papi en hy gaan staan agter mammy en hy het die hairdraaier, my hemel ou. Kan jy daai bietjie tyd met God ook spandeer? Kan jy bietjie die vrees van die Here kry? Kan jy dan met jou bleskop voor die spieël staan en sê, God dank, ek is wonderbaarlik geskape. Wow, hierdie ou wat terugkyk. Like jouself, maar moenie verlief wees op jouself. Regtig. Hy spieël gaan bars, man, jy's te mooi. Moenie jou lewe vir jouself so geweldig ag nie. Kry Christus in die oog. Romeine 13 vers 14. Maar beklee julle met die Here Jesus Christus en maak, hoor wat skryf Paulus, geen voorsorg vir die vlees, om sy begeerlikhede te bevredig nie. Ons is in 'n era oor die wêreld heen, waar ons alles doen vir die vlees. As my oë kan bevredig word, as ek kan koop wat ek sien, as die TV dit gooi, as die winkels dit gooi, dan wil ek dit hê, en ek gaan koop hom, en ek gaan kry die ding, en ek gaan gooi met my kas, en 5 jaar later kom ek agter, nog nooit hy ding gedra nie. Ja, moet jy sien wat gebeur. Ek wil die vlees tevrede stel. Maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Hoofstuk 14. En neem hom aan wat swak is in die geloof, nie om oor sy gevoelens te oordeel nie. Nou kom ek terug, yster slyp yster. Dis waartoe my boodskap met jou gaan vanmôre. So neem hom aan wat nie sterk is in die geloof nie, sonder om te sê, daai ou is maar eintlik. Hou jy op vingerwys, hou jy op oordeel. Neem hom aan, wat swak is in die geloof, om nie oor sy gevoelens te oordeel nie. Hy sê die een glo, dat 'n mens alles mag eet, maar hy wat swak is, eet groente. Nou sorry vir jou. As jy groente eet, vir my is dit vetterig. Ek soek 'n skaapchoppie. Maar moenie vir my kwaad wees omdat ek 'n skaapchoppie wil eet. Ek respekteer jou as jy groente eet. Maar jy sien, ons het hierdie onderskeid tussen onsself. Ons wil almal oordeel en ons wil besluit vir 'n volgende hou. Alright? Hy wat eet moet hom wat
nie eet, nie verag nie, en hy wat nie eet, moet hom wat eet nie oordeel nie, want God het hom aangeneem. Moenie jy besluit wat is volgens nou gesond nie. Hy gaan in sy eie liggaam gaan uitvind. Te veel skaapchops. Is nie goed vir die cholesterol. As jy dan wil gou doodgaan, eet meer skaapchops. OK. Wie is jy wat die huisknegt van 'n ander oordeel? Hy staan of val met betrekking tot sy eie Heer, maar hy sal staande bly, want God is magtig om hom staande te hou. Wie is ek en jy om ander te oordeel? Hou op met hierdie goed. Hou op met jou self-righteousness. OK. Want ek sal staan deur God se genade. Jy sal staan deur sy genade. En hier is die ander moeilikheid. Moenie laat 'n ander ou jou afbreek en jy gaan val nie, want dit maak nie saak wat die opinie van mense is nie. God se opinie is al wat saak maak. Alraai. Die een dag bo die ander, die al die dag gelyk. Laat elkeen in sy eie gemoed en volle oortuig wees. Kan ons vanmôre 'n vreeslike lang diskussie hê oor die Sabbatdag? Kan ons? Dis daar die groot storie oor die hele wêreld. Ek kry elke dag boodskappe. Wat is nou die Sabbatdag? Saterdag is mos nou die Sabbat. Paulus sê ek elke dag gelyk. Ek dien God elke dag. Saterdag gaan jou die hemel uit hou. Alkante. As jy hom hou, gaan jy hemel toe, as jy hom nie hou nie, gaan jy hel toe. Maar ek verstaan dit nie in die Bybel uit nie. Ek is nie 'n Jood nie. Ek's 'n heiden. Hulle het God begin loof en prys op die eerste dag van die week. So my dag is nie, my heiligheid, saligheid lê nie in daardie dag nie. My verhouding met God is my hoogste prioriteit. En die verwarring wat oor die hele wêreld alweer terugkom, is oor die Sabbatdag. Die Sabbatdag. Gaan kyk bietjie net wat skryf die apostels. Hulle sê, OK, gaan vertel julle vir die heidene. Onthou julle van wat verwrig is? Bloed, afgoderry en hoerery. Oeps, wie het nou geslip op die Sabbat? Mens gemaak, ouens, pas op vir die misleiding, wat soveel skuld aan jou wil kom sit. Right, hy wil die dag waarneem, neem dit waar tot eer van die Here, hy wil die dag nie waarneem nie, neem dit nie waar tot eer van die Here, wie eet tot eer van die Here, en hy dank God, en wie die eet nie tot eer van die Here nie, en hy dank God. Want niemand van ons leef vir homself, niemand sterf. Hier's 'n groot ding. Jy leef nie vir jouself nie. Jy sterf ook nie vir jouself. Of jy leef vir God, of vir jouself, jy gaan dood, sonder 'n toekoms, sonder God, en jy gaan dood vir jouself. As ons leef ons tot eer van die Here, as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here, of ons dan lewe of ons sterwe, ons behoort aan die Here. In jou lewe, in jou sterwe. Moenie 'n onderskeid maak nie. Elke dag se wandel is 'n verhouding met hom. Want hiervoor het Christus ook gesterwe en opgestaan en weer lewend geword om oor dode sowel as lewende te heers. Te heers. Lewend en dood, hy sal heers tot in alle ewigheid. Maar jy, waarom oordeel jy jou broeder? Of jy ook, waarom verag jy jou broeder? Want ons sal almal voor die regterstoel van God gestel word. Wie gee jou die reg om te besluit of ou die Here reg dien of nie? Dis 'n hartsaak. Ek weet wat se my hart. Ek weet wat's my verhouding met hom. Nou sê hy baie duidelik daar, wie is jy om jou broeder te veroordeel? Hoe weet jy wat gaan in daai persoon se hart aan? Hoe weet jy wat gaan in daai ou se? Ek sê altyd, jy's nie agter die toedeur nie. Die ou wat daar bly is agter die toedeur. Dis hulle saak met God. Maar ek en jy is yster met yster. Want ander woorde, wanneer ek 'n ou sien
afdwaal, wanneer ek hou sien verkoud, dan slyp ek hom bietjie. Dan sê ek, "Wei, wat gaan met jou aan, ou? Wat doen jy? Hoekom draai jy weg? Hoekom? Ek slyp hom. Maak ek van hom vriende? Amper nooit. Altyd eintlik vyande. Maar dankie Here, jare later kom ons en sê hulle, dankie. OK. Vers 11 sê, want daar's geskrywe, so waaragtig as ek leef, sê die Here, voor my sal elke knie buig, elke tong sal God bely. So sal elkeen van ons dan, hoor julle wat sê hy, vir homself alleen, jy enkel aan God rekenskap. Ja, maar Here, ek was in 'n kerk waar hulle hierdie gepreek het. Jy sal voor God staan. Net jy. Nie wat daai ou gepreek het nie, nie wat daai ou nie, niks. Jy. Nie wat my man gesê, nie wat my vrou, nie wat my kinders aan my doen nie. Jy sal rekenskap gee. Hoekom? Ouens, ons het die hele Bybel. Ons het al die antwoorde. As jy my sê jy weet nie, dan vra ek vir jou, hoekom lees jy nie jou Bybel? Dis ook oudmodies. Ons het te lui geword. Groot werk om die Bybel te lees. Nee man, lees die Bybel 3 keer 'n jaar, dwarsdeur. Nee. Lees die ding. Laat hy praat, dis die woord. Openbaring. Sodat ek en jy die kennis kan hê om voor God te kan staan. En die dag as ek voor hom staan, volgens die Hebreërs skrywer, staan ek met vrymoedigheid en ek doen rekenskap en ek sê, Here, U het vir my dit gesê, hier is ek. Hier is die werke wat U vir my gesê het om te doen. Laat ons dan mekaar nie oordeel nie, maar besluit dit liewer om nie die broeder 'n hindernis of 'n struikelblok in die weg te lê nie. OK. Ek weet en is oortuig in die Here Jesus dat niks op sigself onrein is nie. Maar hy wat reken dat iets onrein is. Hoekom is dit onrein? Moenie jy vir aanhou besluit nie. Dis sy besluit. En wat hy doen, die Gees van God sal hom oortuig. Nie vir jou nie. Was 'n groot saak altyd oor die ouens as hulle praat, veral van die ouens wat alkoholiste was. As ek 'n ou sien. Paulus sê 'n groot ding. Ons oordeel niemand. As 'n ou met sy middagete 'n glasie rooiwyn geniet of 'n glasie witwyn, dan geniet hy hom. Dis sy saak. As God nie wil hê hy moet nie, sal die Heilige Gees vir hom sê, dan stop hy. Ons het mense in ons gemeente wat getrek het, dierbaar. Sal nou nie hulle name noem nie, maar hulle kyk ons boodskap. Eendag by hulle gekeer voor hulle getrek het, sê hulle, ons drink elke aand 'n glasie rooiwyn. Toe sê ek, hoekom moet jy elke aand 'n glasie rooiwyn drink? Want ons praat van jare. Hoekom moet jy elke aand? Nee, maar ek moet nie. Sê ek maar, hoekom doen jy? Dis sleg. Kan nie elke aand van jou lewe nie. En hulle totaal opgehou. Het ek met hulle beklei? Nee, ek het vir hulle die ding op die tafel gesit. En sê ek, dis nie goed nie. Word 'n ding vir die duiwel. Word. Maar hierdie wil ek nou nie vanmôre vir jou sê, wel jy gooi daai brandewyn en coke, gaan maar aan nie. Nee. Ek sê vir jou nee. Want jy kan hom nie beheer nie. Want môre aand word dit 2 en dan word die enkel. Hy glasie word. Jy gaan net 1 dop drink, maar daar's nie 'n klein plek vir die coke nie. Die duiwel het 'n subtiele manier om jou te vang, ouens. Alright. Maar, hoor wat skryf hy, as jou broeder deur voedsel gegrief word, dan wandel jy nie meer volgens die liefde nie. Moenie deur jou voedsel hom te gronde rig,
vir wie Christus gesterf het. O, nou eet jy varkvleis. Ja, so wat, ek like dit choppie. Ja, maar jy gaan hel toe. Daar's gelowe wat dit sê, ouens. God haat varkvleis. Staan ons in die Ou Testament. Maar hoekom het God nie al die varke doodgemaak? Hoor net wat ek sê. Dit is net 'n beginsel vir môre. Hou op die vinger wys. Hou op kritiseer. Elke mens staan en val by hulle eie keuse. Alright. Laat dan die goeie wat aan julle behoort nie kwaad gespreek word nie. Want die koninkryk van God is nie spys en drankie, maar geregtigheid, vrede, blydskap. Groot geheim in die Heilige Gees. Hier skakel jy onmiddellik ligsinnigheid uit. My vrede, my blydskap is in die Gees. Ek het dit hier, want die Gees van God openbaar dit van binnekant af. Jy sien, hy wat Christus hierin dien, hoor wat sê hy, is aan God welgevallig. En net so bysaak en by die mense geag. Mense se opinie maak nie saak nie, maar ek is God welgevallig en dan ag mense my. Dit is lekker om te hoor, ek sien Jesus in jou. Lekker om te hoor, man, hier's 'n ander gees in jou. Lekker om te hoor, jy stap in met autoriteit. Jy kan jou autoriteit vat en beheer oor 'n situasie vat. Hoekom? Want ek het die Gees van God in my. Laat ons dan najaag wat tot vrede en onderlinge stigting dien. 2 Timoteus 4 vers 1 en hiermee sluit ek heeltemal af. Paulus sê, ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk. Hoor wat sê hy nou? Verkondig die woord, hou aan tydig, ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. Met ander woorde, as jy bestraf, vermaan, doen jy dit nie uit 'n posisie van selfsugtige hoogmoedigheid nie. O, ek is 'n mooi kind van die Here. Jy lieg, man. Jy's hoogmoedig. Want ek het medelee. Hier waar ek staan, ek het medelee met 'n ou wat swak is. Ek trap nie op hom nie. Ek skop hom nie. Ek is daar vir hom. Ek kan ook saam met hom op die sypaadjie sit en 'n stuk brood en chips en melk eet. Moenie jouself verhef nie. Asseblief. Maar jy sien julle, waar kom ek nou terug? Eyster slyp eyster. Kerk. Ons het geval. As kom die kerk leeg is en die partyplekke Saterdag vol is. Die kerk het geval. Die kerk val in die laaste dae. En ons is veronderstel om mekaar te slyp. Hou aan tydig, ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in lankmoedigheid en lering. Vers 3 sê, en ons is daar, kerk van Laodicense, want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees vir hulle, 'n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede. I don't like what you say, so ek gaan na die volgende plek toe. En ek gaan na die volgende een toe, en ek gaan na die volgende een toe, en weet jy wat, op die einde van die dag kom jy agter, jou gees is leeg, want jy wil net gestreel word. Hy sê, en die oor sal afkeer van die waarheid, en hulle sal wend tot fabels, maar jy, wees jy in alles nigter, lyfverdrukking, doen die werk van die evangelis, vervul jou bediening. Ons verskoning, ons is nie almal evangeliste nie. Jy het geen verskoning nie. Ons almal is. Ons almal moet die woord uitdra. Ons almal moet bestraf. Ons almal moet vermaan. Ons almal moet weerlê. Ons almal moet lering gee. Ouens, wat het ons gedoen met ons kennis wat ons opgedoen het hierdie laaste 2 jaar? Broerse goed.
Ons het met daai kennis gedoen wat ons met alles doen. Ons vat ons eie gawe, ons eie talent, begrawe hom. Ons begrawe hom. Mense moet net nie weet ek dien die Here nie. Vanmôre het ek my plig gedoen en ek het hier agter vir Tobie hulle gesê ek het hy vra as jy okay, ek sê ek het 'n moeilike woord. Glo ek in God se liefde 100%. Ek is meer verlief op hom as op enigiets of iemand anders. En omdat ek vir hom lief is, sal ek hierdie vermaning bly doen. En wil ek julle vanmôre vra, kom ons kom los van kerkbanke sit. En ons gaan dra 'n evangelie uit daar buitekant. Daar kom 'n tyd waar die woord van die Here sê, hulle sal die woord van God soek en die woord gaan wegvlug. Ons het nog gunstige tye. Kom ons gee die woord. Kom ons vermaan. Kom ons maak vyande. Maak maar vyande. Hy saad wat jy saai, gaan 'n ou vir jou kwaad maak, maar oor 'n dag, 3, 4, kom sê dankie. As hulle die moed het. As hulle die eerlikheid het. Kom ons bid saam. Dierbare Vader, dankie vir die woord wat vir my leer, hy skerper as enige tweesnydende swaard. Hy gaan in murg en been, siel en gees. Daar's nêrens waar u woord nie kan ingaan nie. Koning Dawid beskryf dit so mooi, hy sê al gaan ek in die hoogste hemele, al gaan kruip ek in die hel weg, daar sal die woord my altyd kry. Ek bid vanmôre dat hierdie saad wat gesaai is, Vader, ek kan niks meer as dit doen nie, dat hierdie saad vanmôre sal val op vrugbare grond. En dat elkeen van ons vandag sal besef wat Spreuke skrywer daar in Spreuke 27 gesê het. Kyk na daai vrug, kyk na die vrye boom, gaan dra die vrugte, sodat wanneer die meester by ons kom, hy 'n vrug sal kry, wat God sal behaag. Dankie Here dat u deur u Gees hierdie saad nat maak en laat groei, en ek bid vanmôre vir redding vir elkeen van ons wat hier is. My God, dat ons gereed sal wees, u kom soos 'n dief in die nag. En niemand verwag die dief nie. Mag ons paraat wees. My gebed in Jesus naam en ek dankie daarvoor. Amen. Baie dankie. Mag die Here sy woord seën. Mag sy woord sy snelle gang kry in ons lewens en mag ons gereed wees